Daar sê, goeiemôre aan elke luisteraar wat vanmôre ingeskakel het en baie welkom by Profound Ministries vanoggend en mag die Here u kom seën vanmôre en ek is opgewonde, maar tog ook nederig voor die Here vanmôre vir wat hy vanoggend vir my en vir jou wil doen. En die Here het 'n woord, 'n baie ernstige woord op my hart gelê vanoggend wat ek met u wil deel en ek dink u het al baie dalk al gehoor, maar daar's iemand wat vanmôre nog steeds moet hoor wat die Gees van God vanmôre vir ons sê. En ek hoop die harte is oop vanmôre om te hoor wat God se woord vir ons kom sê en mag die Here u vanmôre seën met hierdie woord. En ek wil vra dat u hierdie woord sal share reg oor die lengte en breedte van Suid-Afrika en reg oor die wêreld op die sosiale media en met al die mense op die kontakliste. Share dit vanmôre maar en vanoggend wat ek hê, jy moet saam met my luister wat die Here sê. Jy moet vanoggend saam met my kom preek en saam hoor wat die Here sê en ek glo vanoggend die Here gaan ons aanraak met groot krag vanmôre. Ons het nodig om te hoor wat die ware woord van God sê. Halleluja. En as u saam met my stem vanoggend sê amen en halleluja. En u moet saam met my preek vanoggend. Maar dit is altyd lekker om te sien dat u komment of 'n nota los op die Facebookblad dat u saamstem met wat die Gees van God vir ons wil sê. Ek kan niks uit myself uit doen nie, maar ek kan ook net dit vanmôre doen wat God se Gees op my hart gelê het. En ek wil vra net daar waar u sit saam met die familie en vriende en waar ook al u is, sluit die oë, ons gaan saam bid en na die troon van God te gaan. Hemelvader, baie dankie vir oggend, Here, vir 'n voorreg wat ons het, Here. Al is ons nie vanmôre saam in 'n gemeente of in 'n gebou nie, maar ons saam tog in gees en in waarheid, Here, want die woord van God sê, daar waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is in ons midde, Here, en u is vanmôre in ons midde, want Here, daar's mense wat ingeskakel is, wat saam vergader, wat luister na die woord van God, en ek weet vanoggend, Here, u is hier om ons te kom praat, en mag hierdie woord uitgaan vanmôre, Here, 'n baie ernstige woord, maar Here, dat u ons harte sal skoonmaak in Jesus naam. Here, ek gee myself oor aan die Gees van God. Ek kan niks meer of niks minder doen nie, maar behalwe dit wat u op my hart gelê het, Here. Ek bid nou, Here, dat u my gedagtes sal vul met die Heilige Gees, dat ek net dit sal spreek wat God op my hart gelê het. In Jesus naam bid ek dit. Amen en amen. Halleluja. Mag u vanmôre geseënd wees. Nou ek wil vanmôre met u gesels uit die boek van Esegiel. As u die woord het, gaan saam met my na Esegiel toe. Die boek van Esegiel, ek vra om verskoning as ek so nou na die kamera beweeg, ek het net 'n paar goed wat ek hier reg skuif. Maar nietemin, die Here gaan ons seën vanmôre en ek glo dat die Here het 'n woord vir sy kinders vanmôre en in die tyd waarin ons lewe, het die Here vir ons 'n woord en hy wil graag hê ons moet na hom luister sodat wanneer hy sy kinders kom haal, dat ons gereed sal wees. En ek wil dit tog net noem, dit is so, dis die waarheid, God se woord sê so, en as dit nie so was nie, dan sou God dit self gesê het. Hy kom weer om sy kinders te kom haal en dit maak ons opgewonde oor die woord van Here. Maar as u woord daar by u het, kan jy saam met blaai na Esegiel, die 18de hoofstuk. Esegiel, die 18de hoofstuk. Baie welkom aan elkeen vanmôre wat ingeskakel het terwyl u blaai na Esegiel 18 toe. Baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het by Profound Ministries vanmôre. Ek is pastoor Martin Ferreira en mag die Here u vanmôre seën. Halleluja. En ek is opgewonde oor dit wat die Here gaan doen. Esegiel 18 vers 21. Esegiel 18 vers 21 gaan ons saam lees. Hy sê daar in die 21ste vers. Hy sê, maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. U kan vanmôre saam met my opgewonde raak as ons die reg en geregtigheid doen wat God vir ons sê om te doen, sal ons sekerlik nie sterwe nie. En as ons sonde bely voor die Here, sal ons met ewigheid lewe. Halleluja. Maar kom ons hoor wat sê verder in die 22ste vers, in die 23ste vers, verskoon tog, nie 22ste vers. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Die 23ste vers. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here, Here. Nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. 24ste vers.
Maar as die regverdige, luister baie mooi, en dis die woord wat die Here op my hart gelê het vanoggend, luister baie mooi, hy sê, maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe. Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie, om sy troubreek wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil, sal hy sterwe. Met ander woorde, maak nie saak hoeveel keer jy goed gedoen en hoe goed jy was nie, as jy sonde doen, sal jy sekerlik sterwe, sê die woord van die Here. Kom ons bid net oor die woord van God van ons. Here, baie dankie vir die woord. Ek bid, Here, dat hierdie woord geseënd sal wees en elkeen wat daarna luister, dit 'n rema woord sal wees in sy binneste. Halleluja. Amen. Ek wil vanmôre met u praat. Is jy gereed? U weet vanmôre dat ons lewe in 'n eindtyd, in die laaste fase kan ek maar sê van hierdie eeu of hierdie wêreld. Ons sien die tekens wat vir ons gegee word. Ons het al gelees in die Bybel van die profete en die profesies, en ons weet dat die eindtyd is baie naby, of ons leef alreeds in die eindtyd. Ons kan nie verby dit kom nie. Dis God se woord, dis ja en amen, en hy sê dit vir ons gedurig deur, en God wil hê dat sy bruid, sy kerk, die eklesia, moet reg wees. Maar nou sit ons met 'n probleem op hande. Nommer 1, ons sit met 'n siekte wat die wêreld ingekom het. Nommer 2, ons sit met 'n regering wat die kerke toemaak, maar ons mag rondbeweeg in dorpe, ons mag rondbeweeg oral waar ons gaan, in klein groepies en in maskers dra, maar ons mag nie in die huis van die Here kom nie. Ek wil vir u sê vanmôre, dis niks anderster as die werk van die vyand wat probeer om die werk van God stil te maak nie. Dis niks anderster as die werk van die vyand om te probeer om God se woord stil te maak nie. Maar ek het vanmôre onder leiding van die Heilige Gees, het ek vanmôre 'n woord vir die kerk, 'n woord vir die kind van God vanmôre, vir hom wat hom voor God bekeer vanoggend. Sê Here, ek bekeer my vanmôre voor u, vergewe my vanmôre. Ek het 'n woord vir jou vanmôre. God sal ons lei om nie stil te raak nie. Ons sal uitgaan en ons sal die woord en die stem van God wees en die uitgereikte hand van God wees daar buite in 'n dorre, donker wêreld. Nou ek wil vanmôre vir u sê dat ons moet baie versigtig wees wat ons doen of wat ons sê. Ek luister in hierdie week, kry ek 'n WhatsApp kry ek 'n WhatsApp video en ek kyk daarna en ek sien 'n prediker wat in 'n debatvoering is met 'n ander persoon oor sogenaamde groot kerke, wel bekend reg rondom die wêreld, wat baie liedere sing, wat ons by ons kerke ook sing, en so aan. En hierdie pastoor noem een, en hy sê ons moet baie versigtig wees wat ons sing, en wanneer ons sing ons gemeentes, of waar ons by mekaar kom, want baie van hierdie groot name, wat bekend is by ons, is valse kerke. Hoekom? Want hulle is prosperity preachers, hulle is mense wat die woord van God vir jou gee, maar hulle vertel jou net hoe goed God is, en hoe die Here jou gaan seën en wat als mooi en goed is. En ek sê nie daar's probleem daarmee nie, maar ons moet weet dat wanneer ons sonde doen en in 'n sondige wêreld is en ons doen dit wat die wêreld doen, sal ons sekerlik sterwe, sê die woord van God. Maar nou kom hy daar en hy sê die 21ste vers, en ek wil dit weer vir u lees. Hy sê, maar as die goddelose, luister baie mooi, kind van die Here, God praat met die kerk ook vanoggend. Hy praat met my vanoggend. Hy praat met jou vanoggend. Hy sê, maar as die goddelose hom bekeer van al sy sonde wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou, en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe. Hy sal nie sterwe nie. As ons by hierdie woord van God hou, sal ons sekerlik lewe, sê die woord van God. En as jy saam stem vanmôre, sê amen. Ek is so bly, hoor wat sê Johannes 10:10 vanoggend vir ons. Hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, Johannes 10:10. Maar hoor die B-gedeelte van hierdie vers. Hy sê, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Halleluja. God het gekom dat ons kan lewe en lewe in oorvloed kan hê.
Maar God waarsku ons vanmôre. Hy kom praat met my en u vanmôre. Hy kom praat met die sondaar vanmôre. En as ek die woord van God sê, as daar iemand sê dat hy nie sonde het nie, is hy 'n leienaar. Almal van ons lewe in hierdie wêreld. Ons almal het ons swakhede. Maar God se woord sê, ons moet heiligmaking nastreef. Hy sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. Jy kan nie, luister baie mooi na die woord van die Here. Jy kan nie sê, jy's 'n kind van God, maar jy lyk en jy lewe soos die wêreld nie. Jy kan nie sê, ek is 'n Christen, maar as ek jou kry by 'n braaivleisvuur, staan jy in die kring van die spotters nie. Jy kan nie sê, en daarby wil ek nou nie sê, jy mag nie braai nie. Maar ek wil vanmôre sê, kyk bietjie mooi wie is jou vriende. Ek weet my oorlede mentor, pastoor Johan van Eden, altyd gesê, wys my jou vriende, en ek sê vir jou wie jy is. Wys my jou vriende, en ek sê vir jou wie jy is. En hierdie video wat ek kyk, waar die debatvoering is, deel ek met 'n vriend van my, en ek vra vir hom vir jou opinie. En hy bel my na 'n uur of 2 terug, nadat hy die video gekyk het. En hy lig sy opinie oor die sekere video, en hy sê vir my onder andere, maar pastoor Martin, ons mag nie oordeel nie. Ons mag nie kerke oordeel nie. En ek sê vir hom, dit is so waar. Ons mag nie 'n kerk oordeel nie. Ons mag nie mense oordeel nie. Ons mag nie oordeelend na mense kyk nie. Want die oordeel kom net aan God toe. Maar ons het ons eie opinies. Maar daaruit het ek geleer om nader aan God te beweeg. Om nader of meer te luister na die stem van die Heilige Gees, sodat ons waaragtig kan weet wat God vir ons in store het. Hy sê daar ook, een van die grootste beloftes wat die Here vir ons gee, Johannes 14 vers 3. En dis hoekom ek sê dat Jesus kom weer terug. Ons lewe in die laaste tyd. Dis bykans 2000 jaar nadat sy kruisiging, of meer as 2000 jaar later na sy kruisiging. En van toe af hoor ons hoe die disippels van Jesus Christus en die leraars daarna en die predikers daarna en almal wat die woord van God verkondig het, praat hulle van dat Jesus kom weer en is 2000 jaar plus later. Maar daar was sekere dinge wat in plek moes val. Daar sekere dinge wat moet gebeur. En hy sê daarso in Johannes 14 vers 3. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, hoor baie mooi, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou daar's soveel dinge wat omgaan, daar's soveel dinge wat gesê word rondom hierdie saak. Baie mense sê, ons is klaar in die hemel. Maar ek wil vir jou sê, prediker, ek wil vir jou sê, broer, as hierdie die hemel is, dan stel ek nie belang om in die hemel te wees nie. Maar ek sien uit na die Jesus wat kom, want die woord van God is net soos wat hy gegaan het, soos hy hom sien terugkom. Ek sien uit na 'n Skepper, ek sien uit na 'n Jesus wat terugkom op die wolke om sy bruid te kom haal, en die woord van God sê in 'n oogwink sal ons hom ontmoet in die lig. Halleluja. Maar my vraag is vanmôre, pastoor Martin Ferreira, is jy gereed? Liewe luisteraar, is jy vanmôre in lyn met God se plan vir jou lewe? Is jy vanmôre in lyn met dit wat God vir ons selfs moet doen? Of is jy nog besig met wêreldsdinge vanmôre? Hy sê dan sy woord. En ek wil dit vir u lees. En ek dink dit staan in 2 Timoteus, dat ek net seker maak. Hoor mooi, hy praat van die sondes waarmee ons besig is. En ek kan dalk nou vanmôre vir my sê, maar pastoor, ek doen nie regtig sonde nie. Ek drink nie, en ek gaan nie rond met ander vroue nie, en ek doen al die dergelike dinge nie. Maar Paulus kom, en hy skryf van die gemeente van Timoteus. Hy noem 21 sondes. En as u kan onthou, het pastoor Rolf Gelvin, as u 'n volger is van pastoor Rolf Gelvin, met ou jaar en nuwe jaar, het hy ook uit Timoteus gepraat, en hy noem hierdie sondes op. Maar hoor baie mooi wat sê hy, daarso. Hy sê, mense wat 'n gedaante van goddeloosheid het, verskoon tog, ek herhaal dit vanoggend. Hy sê, maar mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Hy sê, keer jou ook van hierdie mense af weg. As jy vanmôre 'n gedaante van godsaligheid het,
maar jy het verloor met dit waarmee jy besig is in die wêreld, dan sê die woord van God, keer jou af van dit af. Kom weg van dit af, want God se kinders is heilig. Ek sê onder andere vir 'n vriend van my, weet jy wanneer is jy 'n kind van God? Dat hierdie woord van die Here moet in en deur ons gesien word, sonder dat ons hierdie woord lees vir iemand. Jou handel en jou wandel moet getuig van die genade en die liefde en die geregtigheid en die heiligheid van God. Hoe jy praat, hoe jy mense hanteer, hoe jy jou familie hanteer. Mense moet kan sien dat waarlik, daar's 'n verskil in daardie man, daar's 'n verskil in daardie vrou, hy's waarlik 'n kind van die Here. My vraag is vanmôre, is ons gereed vir die koms van die Here? Ek kan vanmôre hier staan en ek kan papiere voor my hê wat ek voorberei het om vir u die mooiste boodskap van 2021 te gee, om te sê hoe goed die Here is, hoe lief die Here vir jou het en hoe die Here jou gaan seën en wat die Here in gedagte het vir jou en al hierdie mooi dinge kan ek vir jou sê. En dit is goed om dit te hoor vanmôre. En dit is goed om dit te weet dat God 'n goeie God is. Dis reg om te weet dat God 'n liefdevolle God is, want hy is 'n liefdevolle God. Dit is 'n God wat jou wil seën vanmôre. Dit is 'n God wat vir jou wil iets doen vanoggend, soos enige ouer vir sy kind wil doen of sal doen. Maar kom sy woord vanmôre en hy sê, maar die sonde wat jy doen, haat God. En die sonde waarmee ons besig is, bring skeiding tussen my en God vanmôre. Dit wat ons mee besig is, daardie godsaligheid wat ons verloor het, terwille van 'n vriend, terwille van ons werknemer, of terwille van ons werk, of terwille van ander mense, of terwille van die mense in ons gemeente, het ons daai godsaligheid verloor en gedoen wat die mens wil hê ons moet doen, gedoen wat mense vir ons sê ons moet doen, en wat dalk die kerk wil hê ons moet doen. Jy sê, maar ons raak so besig met die dinge van die kerk, en ek het eendag, toe sê ek vir 'n persoon, en ek het gister ook vir 'n dame gesê, dalk was dit 'n goeie ding dat hierdie erge siekte in hierdie wêreld ingekom het. En ek praat hier daarvan, as jy dalk nou geliefde of 'n vriend aan hierdie virus verloor het aan die dood, dan wil ek vir jou vanmôre sê my innige simpatie met jou. Ek weet, daar's pastore, daar's predikers ook aan hierdie siekte oorlede. Maar as dit jou vanmôre nader gebring het in jou binnekamer en jou nader gebring het aan God, dan wil ek vanmôre vir jou sê, dalk het God dit toegelaat dat die kinders van God weer nader aan hom beweeg. Wie sy woord gaan soek. Want die woord van die Here sê, gaan in jou binnekamer en kom in kontak met God en hy sal jou aandoen met krag uit die hemel uit. Wat wil ek vanmôre vir jou vra? Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Die woord is duidelik vanmôre, soos die Gees van God my lei vanoggend. Is jy gereed? Maar pastoor, ek is nie 'n groot sondaar nie. Wat sê jy van jou medebroer en die medesuster? Wat sê jy van jou vriend of vriendin? Wat praat jy van jou ouers? Wat praat jy van jou kinders? Wie is jou vriende waarmee jy omgaan? In watse kringe staan jy wanneer daar gespot word of allerlei praatjies gepraat word wat nie van God af is nie? Of bemoei jy jouself vanmôre met mense wat te doen het met die ewige God vanmôre? Bemoei jouself vanmôre met mense wat praat soos wat God praat. Wat bid, wat soos God wil hê ons moet bid. Bemoei jy jouself met mense wat vanmôre sê, ek en my huis, ons sal die Here dien in gees en in waarheid. Of is jy besig met mense met allerlei ligsinnige praatjies vanmôre? Bid ons nog gereeld, soos wat ons moet bid? Lees ons nog die woord, soos wat ons moet lees? Het ons nog vanmôre 'n verhouding met die Here vanmôre? Ek ervaar God se Gees vanoggend. Het jy nog vanmôre 'n verhouding met God vanmôre?
Of is jy maar net iemand wat maar net 'n Christen is vanmôre? Ek sê baie keer, daar is 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God. Jy sien, Christene gaan kerk toe en gaan huis toe. Christene luister nou en dan maar na 'n boodskap elke môre. Maar wag jy in die oggende vir pastoor Martin se boodskap of vir 'n prediker se boodskap om deur te kom? Of is jy al vroeg in die oggend wakker, op jou knieë besig met die Here en dank die Here vir 'n boodskap wat gaan kom, dank die Here vir 'n nuwe dag wat gaan kom, dank die Here vir nuwe asem, dank die Here vir wat hy vir jou gedoen het? Of waarmee, sê die woord van God, sal ek jou mee besig vind as ek jou kom haal? Waarmee sal die Here ons besig vind vanmôre? Jy sien vanmôre, en ek sien die mense raak stil, die amens raak minder, die hallelujas is nie meer so baie vanmôre nie. Want jy sien ons moet 'n bietjie selfondersoek instel vir oggend. Hoe staan my saak vanmôre met die Here? Het ek toegelaat dat die vyand kom en my gedagtes die mekaar krap? Het ek toegelaat dat my vriende my affekteer? Het ek toegelaat dat my werk my affekteer? Het ek toegelaat dat nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer my affekteer? Het ek toegelaat dat dit wat ek op TV kyk my affekteer? Wat het ek toegelaat? En staan ek vanmôre heilig voor die Here? Staan ek vanmôre reg voor God as hy nou sal kom? Is ek gewaarborg 100% dat ek gaan Jesus ontmoet? Of moet ek vanmôre diep in my hart kyk en sê, Here, vergewe my vanmôre. Ek het nodig om my vanmôre voor God te bekeer vanmôre, anders gaan ek die ewigheid mis. Die woord van die Here waarsku ons teen valse profete. Die woord van die Here waarsku ons teen die eindtyd. Hy sê in die laaste tyd gaan dit moeiliker gaan. Hy sê dit in sy woord so mooi, daar in Timoteus in Esegiel. Hy sê, nee, ek verskoon tog. Hy sê dit daar in Timoteus. Luister mooi, wat sê 2 Timoteus? Nee, 3 Timoteus vers 1. 3 Timoteus vers 1. Luister baie mooi. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. En ek wil sê, soos pastoor Rolf Galvin gesê het, daar's net een natuurlike liefde, en dis 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou. Nie liefde, tussen 'n man en man en vrou nie. Verder sê, onversoenlik, luister baie mooi, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaan, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Dan sê hy daar, keer jy ook van hierdie mense af. Waarmee hou die kind van God hom besig? Hoe praat ons? Die woord van die Here sê, dis nie dit wat jy inneem wat jou siek maak nie, maar dit wat jy uitbring wat jou siek maak. Dit wat jy dink, dit wat jy praat van ander, dit maak jou geestelik siek, dit breek jou af. En dit trek jou weg van die heiligheid van God af vanmôre. Hoe staan jou saak vanmôre? Hoe staan jou saak vanmôre, pastoor Martin Ferreira? Staan jy heilig voor die Here? Of het jy nodig om jou saak voor God reg te maak? Voel die Heilige Gees ek moet klaar maak? Hier is 'n baie ernstige woord wat uitgaan vanmôre. Jy sien daar's baie predikers wat die mooi preek, en ek het nie 'n probleem daarmee as jy hoor hoe die Here jou gaan seën nie. Ek het nie 'n probleem daarmee as jy die goedheid van God verkondig nie. Maar die woord wat God leer my, dat ons mag niks wegneem of niks byvoeg nie. Ons moet die volle evangelie van Christus verkondig. En die woord van God sê, as jy jou nie bekeer nie, sal jy sekerlik sterwe. Maar as jy voor God vanmôre bekeer en jou saak met die Here regmaak, sal jy en ek
lewe en lewe in oorvloed hê vanmôre. Hoe staan jou saak vanmôre? Hoe staan jou saak vanmôre? Maar hy sê verder aan Esegiel, dat het ek dan nie miskien 'n behaag, die 23ste vers. Hy vra, het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here, Here. Dan sê hy ook daai vraag, maar nie liewer daarin, dat hy hom moet bekeer van sy weë en lewe nie. God het nie behaag in die goddelose, wat moet sterwe nie. Maar God het vanmôre behaag in jou, wat sê, Here, ek sal my saak met U regmaak. Ek sal vanmôre my bekeer voor 'n lewende God. Ek sal my sonde bely, sodat ek kan lewe in oorvloed wil hê. Daarin het God vanmôre behaag. Ek wil vir jou sê, kind van God, miskien het jy afgedaal in die laaste ruk. Miskien het jy ore uitgeleen oor wat die mense van COVID sê. Miskien het jy ore uitgeleen oor wat die predikers sê. Miskien omdat jy by die huis sit en nie by die kerk uitkom nie, het jy bietjie verkoud in jouself. Minder gebid dalk, minder Bybel gelees. Want jy sien, ons gaan ons kerk toe sodat die pastoor vir ons kan bid. Ons gaan ons kerk toe sodat die pastoor vir ons se woord kan bring. Maar vanmôre vra ek vir jou, het jy al vanoggend vroeg vir God gevra, wat se woord hy vir jou vanoggend uit sy woord uit? Het jy vanmôre 'n bietjie die Bybel gevat en gelees en vir God gevra, Here, wat wil U vanmôre vir my sê? Wat moet ek vanmôre doen? Wat moet ek vanmôre vir my medebroer en my suster sê? Wat moet ek vanmôre vir my man sê? Wat moet ek vanmôre vir my vrou sê? Wat moet ek vanmôre vir my kinders sê? Wat sê die Here vanmôre? Of sit ons maar by die huis, want daar's nie kerk vanmôre nie. Die regering het die kerke toegemaak. Dit is ons ore uitgeleen na die leen van die vyand om die stem van God stil te maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, God het ons genade gegee en het vir ons hierdie platform gegee om op te praat, om jou te bemoedig vanmôre en om vir jou te sê, God gee nog om vir jou vanmôre. God is nog lief vir jou vanmôre. Al wat hy haat is die sonde waarmee jy besig is en waarmee ek besig is vanmôre. Maar as ons vir ons vanoggend voor God verontmoedig en vir God sê, Here, hier is ek. Vat my swakke hand in U sterke hand, sodat ek kan opstaan. Dalk het jy geval vanoggend. Dalk sit jy nog met 'n probleem. Dalk sit jy nog met 'n binding in jou lewe. Maak nie saak wat dit is nie. Dalk sê, ja Here, maar ek probeer my bes. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit wat jou vashou, dit wat jou weghou van die Here, God is by magte om in hierdie oomblik, net nou terwyl ek nog spreek, daardie band te breek wat jou vashou. Ek ervaar dit in my gees dat God is besig nou in hierdie oomblik om bande te breek wat jou vashou vanmôre. God sê, ek wil dit vir jou doen, ek gaan dit vir jou doen. Al wat jy hoef te doen is sê, Here, hier is ek. Was my met die kosbare bloed. En terwyl ek gistermôre hierdie woord by God kry, is waar ek in my motor gesit het, by 'n kar was, terwyl ek wag dat my voertuig die volgende voertuig is, en ek luister na 'n lied wat die naam is This Blood. Hierdie bloed van Jesus Christus genees nog, reinig nog die vuilste sonde. Kan vanmôre nog vir pastoor Martin Ferreira skoon was. Kan vanmôre vir jou nog vanmôre skoon was. Hierdie bloed dra nog dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Net so kan hierdie bloed vanmôre jou skoon was vanmôre. Net so kan hierdie bloed vanmôre jou binding breek vanmôre. Net so kan hierdie bloed vanmôre jou oplig uit jou omstandighede uit, jou vrymaak van alle bekommernisse vanmôre. Ja, ek weet, ons sit in 'n lockdown. Ek weet dis dalk jou besigheid wat skade ly. Ek weet vanmôre daar's dalk 'n siekte wat rondgaan. Ek weet dat my skoonsussie ook was gevang deur hierdie siekte. Maar toe ek in my binnekamer gaan en ek vir haar bid, toe ervaar ek God se gees en ek hoor sy's gesond. En ek gee die Here al die lof en die eer daarvoor. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's nog krag in die bloed van die lam vanmôre. Halleluja, glo dit vanmôre. Daar's nog krag in die bloed van die lam. Al wat ons moet doen is sê, Here, hier is ek vanmôre. Sien my raak. Hoor my hart, hoor my gebed vanmôre. Die vra daar prediker, maar hoor die Here nog ons gebed vanmôre? Kan ek vir jou 'n antwoord gee vanoggend?
Ek wil net gou daardie skrifgedeelte kry. In Psalm vanmôre. Verskoon my net 'n oomblik dat ek dit gou vir jou kry, Psalm 65. Luister baie mooi en ek weet my oorlede mentor het dit baie gehou om hierdie skrif op te haal. Hy sê daarso, Psalm 65 vers 3. Dis Dawid aan die woord. Dawid was 'n man na God se hart. Dawid het die geheim geweet van God. Dan lees hy daar, hy sê, o hoorder van gebed, tot U moet alle vlees kom. Ek wil vir vanmôre vir jou sê, God hoor nog jou gebed. Hy sê alle vlees moet na die Here toe kom vanoggend. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê, Dawid skryf, hy sê, ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons oortredinge. Maar Jesus versoen ons oortredinge. Hy het nie verniet aan die kruis van Golgotha gehang nie. Hy het nie verniet gekom na hierdie aarde toe, sodat ons gebind moet bly nie. Nee, maar hy het gekom, sodat ons vry kan wees en die ewige lewe kan hê. Halleluja. Dis waarvoor hy gekom het. Dis waarvoor hy die kruis gesterf het, vir jou en vir my vanmôre. Beteken dit ons kan lewe soos ons wil? Beteken dit vanmôre een keer gered, altyd gered? Nee, 1000 maal nie. Maar ons moet heilig lewe voor die Here. Heilig maak en nastrewe. Want ons dien 'n heilige God. Hy wil hê ons moet heilig wees vanmôre. Ons moet wegbreek van hierdie wêreld af. En ons moet ons hart vir hom gee. Ons lewe in lyn hou met God vanmôre. Want sy koms is voor die deur. My vraag is vanmôre, hoe lyk my saak vanmôre? En hoe lyk jou saak vanmôre? Is jy gereed vanmôre om God te ontmoet? Ja, maar prediker, hulle preek dit al duisende jare dat Jesus kom. Ek weet nie of ek vanaand gaan sien nie. Ek weet nie of ek môreoggend my oë gaan oopmaak nie. Dis genade op genade as dit sou gebeur. Maar ek weet dit vanoggend, dat God praat ernstig met my en met jou vanmôre. Hy sê, maak jou saak reg. En ek wil jou bemoedig vanmôre. Dis die moeite werd. Ek wil amper nie sê moeite nie, ek wil sê dis werd om die Here te dien. Dis werd vanmôre om 'n heilige lewe voor God te hê. Dis werd vanmôre om uit te gaan in hierdie wêreld en om 'n getuienis te wees vir Jesus Christus vanmôre. En ek wil vanmôre saam met u bid. As jy sê prediker, bid saam met my vanoggend, ek het nodig om my hart en siel en lewe weer vir die Here te gee. Ek het dalk in hierdie lockdown besef, ek moet nader aan God beweeg. Ek het dalk nooit gedink dat hierdie siekte my sou oorval nie. Ek het nodig om genesing te kry. Ek het nooit gedink dat ek so verkoud sou word in hierdie lockdown, of op my huis waar ek sou reeds om na die kerke toe is. Ek het nooit sou dink dat die sonde waarin ek lewe, of dat die rede dat ek verkoud is, dat ek ver weg van God af beweeg het. Maar prediker, bid saam met my vanmôre, en ek wil vir jou bid vanoggend, en net daar waar jy is, steek jou hand op, sê Here, hier is ek vanmôre, en ek weet vanoggend, hierdie woord is presies vir my, en presies vir jou, jy wat nou luister. Jy is ingeskakel vanmôre op hierdie platform, nie net omdat jy wil luister na wat pastoor Martin sê nie, maar jy is ingeskakel vanmôre, want die Here het met jou en met my 'n afspraak gehad vanmôre, en hy wil vir jou sê, keer terug na my toe, want ek wil hê jy moet heilig lewe, sodat ek jou kan beskerm, en ek jou kan bewaar, sodat wanneer ek kom, ek vir jou kan kom haal, en vir my. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vanmôre, vir die woord wat U vir ons gegee het. Here, 'n baie ernstige woord vanmôre. Here, 'n woord wat vir ons sê, dat ons kan nie in ons sonde bly lewe nie. Ons kan nie bly die verkeerde dinge doen nie, want ons sal sekerlik sterwe. Maar die woord kom vanmôre en sê, Here, bekeer jou. My kind, bekeer jou. Maak reg vanmôre. U woord sê vanmôre, ek wil jou red vanmôre. Ek wil jou oplig uit die omstandighede. Ek wil jou skoon was met my kosbare bloed. Here, ons dank U daarvoor, Here. Here, maar ek wil begin om te sê, begin by my vanmôre. Begin by hierdie prediker vanmôre, Here. Ek is niks beter as die volgende persoon nie. Maar ek kom nederig na U toe vanmôre, Here, en ek dank U dat U my gebruik het as 'n kanaal om hierdie woord uit te bring. Maar Here, dat ons heilig voor God sal lewe. En Here, dat ons sal aanhou om die waarheid evangelie van God te verkondig. Tydig en ontydig,
sodat U naam verheerlik kan word, sodat wanneer U kom, wie kinders toe kom haal, ons is ontmoet, Here. Here, met blydskap. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om nog in hierdie oggend, Here, ons saak met U kan regmaak, en sê, Here, hier is ek. Dat ons kan besef, Here, dat miskien het hierdie wêreld ons teruggetrek, maar U gee vanmôre vir ons 'n kans. En ons gee al die lof en eer daarvoor. En ek bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. Mag U geseënd wees in hierdie week wat voorlê. Baie dankie dat U ingeskakel het vanmôre. Mag die Here U seën. Vir die wat nog ingeskakel het, baie welkom vanoggend en dankie dat U ingeskakel het. Dankie dat U geluister het. Maar ek wil vanmôre vir U bemoedig. Bly by die woord van die Here. Hou aan met bid. Bid sonder ophou. Bly by die voete van die Here en dit sal met jou goed gaan. Ongeag hoe groot die storm is. Ongeag hoe groot hoe dit ook al mag wees. Die Here beloof hy sal ons beskerm. Hy sal ons nooit begewe, nooit verlaat. Mag die Here met U wees, mag die Here U seën. Share hierdie boodskap op die sosiale netwerke en nooi mense om in te skakel en ook op Telegram. Jy gaan sien ek het 'n page op Telegram ook, ek weet nie, 'n blad op Telegram ook waar ek elke oggend voice notes stuur of stemboodskappe stuur. Skakel gerus in, gaan in Telegram en gaan soek Profile Ministries en u gaan sien ek sit gereeld op die boodskappe wat daar is en gereeld stemboodskappe en u kan inskakel en share dit vanmôre dat ons die wêreld wen vir Jesus. En mag die Here u seën. God bless you.